Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede van God word u geskenk deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop, liewe broer en suster, by 1 Samuel hoofstuk 19. En daaruit gaan ons net 3 verse voorlees en dan blaai u dadelik na Psalm 59 toe en ons gaan die Psalm saam lees. Nou die gedeelte wat ons in 1 Samuel 19 gaan lees, is die omstandighede van Dawid in 'n sekere tydperk in sy lewe. En die gedeelte wat ons in Psalm 59 gaan saam lees, gaan 'n openbaring wees van sy hart in hierdie betrokke omstandighede. Ons kyk mos maar mense so van buite af en ons sien hulle omstandighede raak. Omstandighede wat moontlik gunstig is of omstandighede wat moontlik ongunstig is. Maar die Bybel sê ons sien aan wat voor die oë is, maar God sien die hart. En so dikwels is die hart so anders as die uiterlike omstandighede. En nou is ons so dankbaar dat Dawid die vermoë gehad het om 'n stukkie van sy hart vir ons te kon weergee. As ek dink aan die herderspsalm, die wonderlike Psalm 23, dan sien ons dat hy daar in woorde emosies weergee het wat so treffend is, so kosbaar is vir ons. Nie almal het die vermoëns om te kan weergee wat hulle binne ervaar nie. Dawid was deur die Here begenadig om dit te kon doen. En nou is ons besig om al 'n paar sondae met u te praat oor die vorming van 'n man of 'n vrou na die hart van God. U sal onthou dat ons in ons eerste boodskap gepraat het oor die basis van God se keuse. Wanneer God 'n man of 'n vrou soek, waarna kyk hy? Wie soek hy? En het u besef dat u daardie man of daardie vrou is, deur God geroep, uitgekies, om 'n man en 'n vrou na die hart van God te word. Maar nou weet ons, dat die man van wie ons praat hier, 'n man is wat van homself sê, in Psalm 51, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Dis ook u ervaring, en my ervaring. Maar dis juis op so 'n mens, wat God sy hand kom lê, op wie se skouer hy sy hand kom plaas, en vir ons kom sê, dis jou wat ek nodig het. Dis vir jou wat ek wil vorm, na 'n man of 'n vrou na die hart van God. U sal onthou dat ons daarna met u gepraat het oor die verhouding tussen Saul en Dawid. Vir u gesê dat 2 mense in 'n diens kan sit, die een of albei van hulle ontvang en ervaar die genade van God. Hulle hoor dit, maar die een groei en ontwikkel na die man of vrou na die hart van God. Die ander een kwyn weg en hy sterf in 'n selfmoordgraf, so Saul. As jy onthou dat ons verlede Sondag met u gepraat het oor die bedoeling van 'n Godgegewe vriend, juis om te help in die vormingsproses. Vanmôre wil ons by 'n ander aspek van hierdie vorming kom. Miskien omstandighede waarin u is, wat maak dat u voel, u kan nie meer en u gaan nou handdoek ingooi, maar nie besef dat dit juis God is wat besig is om u te vorm nie. Want u staar u so blind in die omstandighede rondom u, dat u nooit die vorming van die Here in u lewe kan raak sien nie. En nou gaan ons net die uiterlike omstandighede van Dawid lees in Psalm 19, 1 Samuel 19, ek is jammer. Nou lees ons net die 10de vers. Hy sê, toe probeer Saul om Dawid met die spies teen die muur vas te steek. Maar hy het vir Saul gekoes, sodat hy die spies teen die muur vasgooi. En Dawid het gevlug, en daardie nag vrygekom. Hier is donker wolke wat saampak oor hierdie man. Kom ons lees vers 11 ook. Maar Saul het boodskappers na Dawid se huis gestuur, om hom te bewaak, en om die môre vroeg dood te maak. Maar sy vrou Michal het dit aan Dawid bekend gemaak en gesê, as jy nie vannag jou lewe red nie,
word jy môre gedood. Hier staar die dood hom in die gesig. Kom ons lees vers 18. Intussen het Dawid gevlug en vry geraak en by Samuel in Rama gekom en hom meegedeel alles wat Saul hom aangedoen het. Toe het hy saam met Samuel weggegaan en hulle het in Najot gebly. Nou, dit was maar so 3 verse wat vir ons die uiterlike omstandighede van Dawid weergee. U moenie uit die oog verloor dat hierdie omstandighede die omstandighede van 'n man is wat God gesê het, ek het jou nodig om 'n man te word na my hart. Dis die omstandighede van 'n man wat deur God gesalf is as koning van Israel. Dis die omstandighede van 'n man wat die troon van Israel moet bestyg. Maar hier is hy 'n vlugteling vir sy lewe. In doodsbenoudheid, in gevaar bevind hy hom. Maar hoe lyk sy hart binne-in, terwyl hy hom in daardie besondere situasie bevind? Psalm 59 weergee dit. Ons lees vir die musiekleier op die wysie van Moenie verwoes nie van Dawid, 'n gedig toe Saul gestuur het en hulle die huis laat bewaak het om hom dood te maak. Dis nou wat ons nou sopas gelees het. Nou gaan ons so iets van Dawid se gebed ervaar. En in jou gebed kom ons jou ware kleure uit, né? Vers 2. Red my van my vyande, o my God. Beskerm my teen my teestanders. Red my van die werkers van ongeregtigheid en verlos my van die manne van bloed. Want kyk, hulle lê en loer op my lewe. Sterkes val my aan sonder oortreding en sonder sonde van my kant, o Here. Buiten my skuld hardloop hulle en maak hulle klaar. Ontwaak my tegemoet en kyk, ja, u, Here, God van die leerskare, God van Israel, word wakker om oor al die heidene besoeking te doen. Wees al die ongeregtige, trouelose nie genadig nie. Sela, elke aand kom hulle terug. Hulle huil soos honde en dwaal deur die stad. Kyk, hulle smaal hulle mond. Swaarde is op hulle lippe, want wie sou dit hoor? Maar u, Here, lag oor hulle. U spot met al die heidene. My sterkte, op u wil ek wag, want God is my rotsvesting. My genadige God sal my tegemoet kom. God sal my op my vyande laat neersien. Moet hulle nie ombring nie, sodat my volk dit nie vergeet nie. Laat hulle rondswerwe deur u krag en werp hulle neer, Here, ons skuld. Sonde van hulle mond is die woord van hulle lippe. Laat hulle dan gevang word in hulle trots en vanweë die vloek en die leuen wat hulle vertel. Vernietig hulle in grimmigheid. Vernietig hulle sodat hulle daar nie meer is nie. En laat hulle weet dat God heers in Jakob tot by die eindes van die aarde. Sela. Elke aand kom hulle terug. Hulle huil soos honde en dwaal deur die stad. Hulle swerwe rond om voedsel te soek. As hulle nie versadig word nie, vertoef hulle die hele nag. En nou kyk hierdie wonderlike 2 verse. Maar ek sal sing van u sterkte en elke môre jubel oor u geregtigheid of u goedertierenheid, want u was 'n rotsvesting vir my en 'n toevlug in die dag toe ek benoud was. My sterkte tot u eer wil ek psalm sing, want God is my rotsvesting, my genadige God.
Net tot sover die voorlesing uit die wonderlike woord van die Here. Liewe broer en suster, ek wil vanmôre met u praat na aanleiding van die tema vervolg, maar nie verlate nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Ek lees in Jakobus 1, sê Jakobus vir ons, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande beproewinge kom. Wanneer 'n bokser deur sy afrigter hardhandig behandel word, en die afrigter sou vir hom daar tot die dood toe laat oefen, en wanneer hy daar uitgemergel van al sy kragte opstaan om te dink dat hy vir so 'n oomblik gaan blaas, en dan sê die afrigter vir hom, nou gaan jy die pad vat, in 'n 5 of 'n 10 kilometer draf. En dan sien ons dat hierdie bokser wil knak en vir hom sê, ag, is daar nie vir my genade nie, jy's besig om my te vermoor, ek sal nooit in die bokskruit uitkom soos wat jy aangaan nie. En hy vir hom sê, man, ek weet wat ek doen, gaan jy net aan. En hy terugkom met die bedoeling dat daar nou vir hom 'n oomblikse rus gaan aanbreek, en dan sê daar die afrigter, nee, nou is dit weer in die oefenkruit, nou gaan jy weer skerm. En dan lyk dit asof hierdie afrigter 'n genadelose soort mens is, wat geen liefde vir hierdie bokser het nie. Maar wanneer die wêreldkampioenskap aanbreek, daar die geoefende bokser dan in die kruit klim, en die handskoene aantrek, en daar die opponent van hom dan oorwin, en dan sien ons omhels hy hierdie afrigter van hom, dan sê hy, nou weet ek waarom ek hierdie straf moes verduur. Nou weet ek waarom jy maar tot die dood toe my uitgemergel het en getap het van elke druppel krag. Jy het my in 'n proses van voorbereiding gehad, en daarsonder sou ek nooit hierdie oorwinning kon behaal nie. Baie dankie. God wil vir u en vir my vorm na sy hart. Die woord sê dit. As u nog die boodskap kan onthou, die basis van God se keuse, sal u weet dat dit juis u is, op wie se hand, op wie se skouer hy sy hand wil kom plaas, om vir u te sê, dis jou wat ek wil vorm, dis jou wat ek wil maak, ek wil van jou 'n man of 'n vrou maak na die hart van God. Maar moenie dink dat dit oornag gebeur nie, daar is 'n proses van vorming, en in hierdie vormingstydperk het jy vriende nodig, wat vir jou moet bystaan, maar in hierdie tydperk gaan jy ook uitvind, dat dit soms 'n eensame pad is, waarin selfs daardie vriend nie meer daar gaan wees nie. En daarom dan, pad waarin jy gaan uitvind, jy word vervolg, maar nooit verlate nie. Die geskiedenis van Dawid, sy uiterlike omstandighede, het ons in 3 verse opgesom in 1 Samuel 19. Maar wie weet wat in daardie man se hart en in sy binneste aan die gang was? Wat die emosies is wat hy ervaar het toe hy daar uitvind, ek, Kwansuis, 'n gesalfde, 'n man na die hart van God, maar ek moet vlug vir my lewe, en die man vir wie se swaard ek moet vlug is 'n man wat juist deur God verlaat is, 'n man wat op die afdraand pad is, ek is die man wat besig is om opwaarts te buur, maar kyk wat ek moet deurstaan, kyk wat ek moet deurmaak. En hier het my einde nou aangebreek. Ja, genadiglik het my ratsheid en my flinkheid van gees my elke keer gered wanneer die spies van Saul my wil deurboor. En ek het ontvlug, maar hier het hy sy soldate gestuur, ek is omsingel. My vrou het aan my te kenne gegee, ek moet vandag 'n plan maak as ek vir my lewe wil vlug, want môre, wanneer die son uitkom, was die opdrag van Saul, maak hom dood. Wat het hy gedink? Hoe het hy gevoel? En dit was vir Dawid die begin van 'n baie eensame en ongelukkige donker tyd in sy lewe, maar 'n tyd van vorming waarin hy geweet het, God se hand is aan my lewe. Ek moenie rebels raak soos die klei wat weerbarstig is en nie toelaat dat die pottebakkers kunstenaars hande omvolg nie, herskep nie en omvorm nie. En toe ons nou hier in Psalm 59 gaan lees het ons die innerlike hartsgesindheid van Dawid hier opgemerk. En die eerste wat ons in Psalm 59 opval, is die donker wolke wat om hierdie gesalfde van die Here saampak.
Omstandighede wat al donkerder en donkerder vir hom word, sodat hy naderhand uitvind, ek kan nie meer nie. Ek het aan die einde van alles gekom. Ek kan nie meer verder nie. Die spore van hierdie donker wolke word vir ons weergee in 1 Samuel hoofstuk 16 het dit al begin. Waar vers 21 vir ons sê, so het Dawid dan by Saul gekom en voor hom gestaan, en die het hom baie lief gekry, sodat hy sy wapendraer geword het. 2 hoofstukke verder, 1 Samuel 18 vers 7 tot 9, lees ons, sing die vroue, Saul het sy 1000 verslaan, maar Dawid sy 10.000, en Saul het kwaad geword, en van die dag af het hy 'n oog op Dawid gehad. 3 versies verder, in 1 Samuel 18 vers 12, en Saul was bevrees vir Dawid, omdat die Here met hom was. Enkele verse daarna, 29, en Saul het nog meer bevrees geword, en Saul het sy vyand geword al die dae. Hoor wat sê vers 10 en 11, toe probeer Saul om Dawid met 'n spies teen die muur vas te steek. 1 hoofstuk verder, 19 vers 11, maar Saul het boodskappers na Dawid se huis gestuur om hom te bewaak en om die môre vroeg dood te maak. Stadig maar seker het die druk om hierdie gesalfde van die Here begin saampak soos donker wolke, en elke keer kon hy dit ontduik, kon hy wegvlug, maar hier kom hy in omstandighede waarin hy besef daar's geen uitkomkans nie. Saul het nou uiteindelik opdrag gegee om dood te maak. Jy weet, liewe broer en suster, as Saul maar toe daar die eerste tekens van jaloesie intree, toe die vroue daar gesing het, maar daar die eerste jaloesie begin vernietig het, dan sou God hom waarskynlik nie verlaat het nie, en Gods gees dalk teruggekeer het na hom toe. Maar die jaloesie het hom begin opvreet en verteer, totdat hy in sy hart gesê het, ek gaan net met een ding tevrede wees, en dis moord. Dawid moet dood, en dit was sy gesindheid. En u herinner u van daardie oomblik af, hoe dat Dawid voortdurend op die rand van die dood beweeg het. In die eerste plek toe Saul hom as hoof van die leer aangestel het, met die bedoeling dat hy daar op die voorpunt sou wees, soos wat Dawid later Uria doodgemaak het. Op 'n later stadium het Saul 100 dooie Filistyne van Dawid geëis, met die wete dat hy nie bestand sou wees teen 100 Filistyne nie. Hulle sal hom doodmaak, want dood wil hy hom hê. Hy het al 200 met die spies doodgemaak. Jy sal onthou op 'n later stadium het Saul hom 2 keer teen die muur probeer vasspen. Hy wou met geweld uit die pad uitkry, en hier wanhoopig stuur hy om hom nou te laat doodmaak. Gelukkig, ons het nou nie die gedeelte verder gelees nie, het hy daar deur die venster in die nag uitgeklim en hy kon ontsnap. Maar wat 'n ongelukkige dae vir Dawid, geskei van sy dierbares deur die haat en die jaloesie van Saul. En dit terwyl hy self onskuldig staan in hierdie hele saak. Hy sê in vers 4 van Psalm 59, hy sê, want kyk, hulle lê en hulle loer op my lewe. Sterkes val my aan, hoor nou, sonder oortreding en sonder sonde van my kant, o Here. Here, ek soek nie hierdie dinge nie. Ek wil 'n man na die hart van God wees, ek wil nie stryd met Saul hê nie. Ek het nie die probleem veroorsaak nie, Here, maar kyk wat maak hy. Maar liewe broer en suster, die feit dat hy deur God gesalf is en gekies is om 'n man na die hart van God te wees, het die vyandskap daar gestel, dit het ons vir 'n boodskap gesê. En die feit dat u by die keuse en die basis van God se keuse miskien in die hart gesê het, Here, ek wil daardie man en ek wil daardie vrou wees, het u nie Saul nie, maar Satan teen u gekry. Satan wat voortdurend gaan poog om u uit die weg te ruim, om u te vernietig. En hoor hier, liewe broer en suster, is dit nie dalk maar die, en as u dink, nou het daar uiteindelik verligting gekom, en dan lyk dit asof daar die skroef nou weer stywer vasgedraai word, en u voel, u wil knak, u kan nie meer nie. En dan kyk u en u evalueer die omstandighede, dan weet u, maar ek het nie 'n oorsaak hier nie, ek het dit nie gesoek nie.
U sien dinge aankom en u probeer dit ontvlug, maar as u weer kom kry, is u in die middel van 'n rukwind vasgevang en die druk van alle kante is op u. Die druk van siekte, die druk van finansiële probleme, kritiek en baie ander dinge, kinders wat hulle eie pad en hulle eie kop begin volg, dierbares, en nou voel u wil oopbars, u kan nie meer nie. Die druk het vir u te veel geword. Dit gaan nou bars. As u nou vanmôre, liewe broer en suster, u in die omstandighede bevind. Die uiterlike omstandighede van Dawid, waar u sê, dis nou vir my net een ding wat oorbly, en dis nou die dood. Die donker wolke wat ook om u lewe saamgepak het, dan wil ek vanmôre vir u sê, die woord van die Here, in hierdie omstandighede vir u 'n les te leer. 'n Les, hoe om te triomfeer, ten spyte van die donker wolke wat saampak. 'n Les hoe om in oorwinning te kan lewe, ten spyte van die omstandighede wat lyk asof dit nooit wil verander nie. En daarom gaan Psalm 59 voort, en dit leer vir ons die les, en is vir ons die gebed van groeiende selfvertroue. Ja, nie net die donker wolke wat saampak nie, maar juis in daardie donker omstandighede 'n gebed van groeiende selfvertroue. En die Psalm sê vir ons hoe Dawid gereageer het in daardie donker omstandighede. Miskien sal u dan vanmôre ook verstaan waarom daar donker wolke oor u lewe kom. Miskien sal u ook vanmôre begryp waarom die donker wolke om u lewe saampak en dit lyk asof daar vir u geen uitkoms is nie. Dawid begin hierdie Psalm deur homself volkome op God te werp vir verlossing. Hy bid homself uit hierdie toestand van hulpeloosheid na 'n stille selfvertroue, en dan sien ons hierdie Psalm gaan oor in 'n oorwinningslied. En dit terwyl sy toestand nie 'n enkele duim verander het nie, maar het sy gemoedstoestand kragtig verander. Let op sy gebed. En hoor wat bid hy. Hy sê u, Here, God van die leerskare, God van Israel, word wakker om oor al die heidene besoeking te doen. Ja, al die titels waarin hy kan dink om God te aanbid, die gebruik hy. Dis asof hy wil sê, Here, ek wil op elke deel van u aanspraak maak. Ek wil hê dat elke deel van u tot my beskikking moet wees, om my uit hierdie omstandighede en moedeloosheid te kom verlos. Hy beskou sy vyande as werkers van die ongeregtigheid, as heidene, as ongeregtige trouelose. Dis soos wat hy sy vyande aanspreek. Hy weet, Saul veg nie teen hom nie, maar teen God. En so deur die skerm sien hy dat Saul besig is om die arena te betree, waar hy, Saul en God teen mekaar gaan veg, en hy, Dawid, eenkant staan. En weet jy, liewe broer en suster, wanneer Satan vir u aanval, moet u ook deur hierdie skerm sien, dat dit nie Satan versus u is nie, maar Satan teen God. Saul sal nie die eerste een wees, wat in die arena deur God vermorsel is nie. En Satan sal ook nie die eerste en ja wel die laaste wees, wat ook waarskynlik teen u in opstand kom en u wil verwoes, maar eintlik is dit hy en God wat aan mekaar is. En daarom kan hy bid in vers 8, maar u, o Here, lag oor hulle. Dit is asof hy wil sê, Here, u wat die dou op die blaar plaas, u wat die sterre en die planete in hulle baan hou, u kan my mos uit hierdie omstandighede uitred. En liewe broer en suster, dit is u en my argument, wanneer die donker wolke oor ons begin saampak. Ons kan heerlik een kant toe staan, want dis nie ons en die Satan, dis nie ons en ander mense wat in 'n stryd gewikkel is nie, dis eintlik Satan en God, en u weet, God gaan wen. Dit is ook 'n baie tydige waarskuwing, liewe broer en suster, aan mense wat so maklik druk op kinders van die Here toepas. So maklik kan kritiseer en kinders van die Here onder druk kan plaas. Dit maak nie saak deur watter omstandighede nie. Ek wil vir u sê, sulke mense beveg nie kinders van God nie. Hulle is in die arena met God self.
toe Saulus van Tarsus op sy vergeldingstog was om die kinders van die Here dood te maak, het die Here uit die hemel dit nie beskou as Saulus wat met sy kinders te doen het nie. Nee, hy kom konfronteer hierdie Saulus en hy sê vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Was sy antwoord. En ons moet nie dink dat wanneer ons ander kinders van die Here vervolg, of dit nou met ons tong of op watter wyse ook al is, en ander kinders van die Here benadeel, dat ons met hulle te doen het nie. Ons is besig om ons hand en ons mond teen God te rig. En daarom moet ons versigtig wees, in besonder wanneer dit kom by medebroers en medesusters van die Here en in die Here. Dis waarom Dawid kon sê, God lag oor hulle. En ek wil vir u vanmôre sê, liewe broer en suster, dis nie aangenaam wanneer God oor mense begin lag nie. Allermins, liewe broer en suster, as God dit doen, en nou weet Dawid, hy kan berus, hy kan terugstaan. Hy is nie deel van hierdie stryd nie, nee, dis eintlik 'n stryd tussen Saul en God. Daarom vers 10, my sterkte, op u wil ek wag. En nou is dit so treffend dat binne 2 versies in hierdie gedeelte bid Dawid homself binne in die oorwinning in. Vergelyk vers 8 en vers 10 met mekaar. Ek lees dit vir u. Vers 8 sê, kyk, hulle smaal met hulle mond, swaarde is op hulle lippe, want wie sou dit hoor? Vers 10, my sterkte, op u wil ek wag, want God is my rotsvesting. Dit sê vir ons dat Dawid, alhoewel sy omstandighede nie verander het nie, het in sy gemoed oorwinning behaal. En dis die houding van Dawid, op u wag ek. Dis mos hier dieselfde wat Dawid wat gesê het, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. Saul, jy beklei 'n stryd wat jy klaar verloor het. Saul, jy kan maar jou troepe stuur, jy kan maar jou swaard stuur, jy kan maak net wat jy wil, kan jy nie sien nie, as jy verblind, jy's besig om teen God te veg. Jy sal my nie bereik nie. Liewe broer en suster, as daar tye van druk in u lewe kom, tye waarin u voel die moedeloosheid en die druk en die teneergedruktheid het nou so groot geraak, en u ontvang nie God se krag nie, dan is dit bloot omdat u nie daarvoor soek nie. Dat ek dit eenvoudig stel. Ek wonder hoeveel skepe van die hemel kom met versterking, met krag, met liefde, met bemoediging, met begrip, met simpatie vir u, maar vertrek net so weer van ons af weg terug, omdat u en ek nie beskikbaar is om daardie skepe met hulle vrag af te laai nie. Ons bid, maar ons wag nie dat daar 'n antwoord moet kom nie. Ons vra, maar ons verwag nie dat daar werklik iets gaan gebeur nie. Ons klop, maar dan draai ons om en loop voor die deur oopgemaak word. Psalm 130 vers 6 sê, my siel wag op die Here, soos wagters op die môre. Is dit met hierdie gesindheid dat ons na die Here toe gaan? Het u al gewag op die môre? Was u al siek, liewe broer en suster? Rusteloos, bekommerd? 'n tyd wanneer die slaap wyk en u wens, dit wil maar nou net dag word. U wens die nag wil verbygaan na so 'n smartvolle nag. Het u siel behoefte dat die môre moet aanbreek? Nou kom Dawid en hy sê, so smag sy siel na God. Kyk na Dawid se anker. Hy sê, God is my sterkte en my rotsvesting. Dawid kom en hy plaas onmiddellik vir God tussen hom en sy vyande. Dis nou wonderlik, liewe broer en suster. Nou het ons gekyk na die donker wolke wat saampak in die eerste plek. En ons het dan gekyk na hierdie groeiende gebed van selfvertroue. En daarom sien ons nou in die derde plek dat hierdie gebed van hom omgesit word in 'n lofprysing van 'n egte verlossing. Dis wanneer die verlossing kan kom. Die 2 laaste verse is vir ons so treffend. Hy sê, maar ek sal sing van u sterkte en elke môre jubel oor u goedertierenheid, want u was my rotsvesting
of U was 'n rotsvesting vir my en 'n toevlug in die dag toe ek benoud was. My sterkte tot U eer wil ek psalm sing, want God is my rotsvesting, my genadige God. En weet jy wat? Sy vyande is nog al die pad daar. Die troepe van Saul is nog al die pad daar om hom dood te maak. Sy omstandighede het nie dit verander nie, maar innerlik was daar 'n verandering in hom. Hy leef nou in oorwinning te midde van die wolke van moedeloosheid wat hom so bedreig het. Hy leef in oorwinning, want hy het 'n lied in sy hart. Het u dit al aangeleer? Die Engels het so 'n pragtige spreekwoord wat sê, if you feel like boiling, as jy voel om te kook binnekant, be like a kettle and start singing. As jy voel om te kook, wees dan maar soos 'n ketel en begin sing. Het jy opgemerk, liewe broer en suster, Dawid vind nou 'n ander benaming vir God in hierdie psalm. Hy sê, my genadige God. Die ou vertaling wat ons gelees het. Die nuwe vertaling sê, my sterkte. My sterkte. En liewe broer en suster, hierdie psalm laat ons dink aan 'n hoë gebou, maar 'n hoë gebou wat nooit daardie hoogtes kon bereik, voordat die stootskrapers nie eers daar onder in die modderpoele uit die weg moet stoot, sodat daar 'n stewige fondasie kon gelê word, sodat uit daardie modderige poele daardie gebou kon verrys nie. Dan is die hoë gebou naderhand klaar. En ons sal nooit die oorwinning kan bereik en in die hoogte saam met hom wees as 'n man en 'n vrou na die hart van God, as ons nie ook hierdie tye in ons lewe ken waarin ons daar letterlik in die modder rondploeter, waar God vir ons wil leer nie. Ons lees mos in die Bybel van fonteine, nie net fonteine in die hoogtes nie, maar ook fonteine in die dale. Hierdie psalm begin in die dieptes, in die moeras, in die ellende, maar dit eindig in die teenwoordigheid van God self. Hier is 'n man onderdruk, Dawid. Een ding was hy van seker, God het hom gesalf om koning te word. Een ding was hy van seker, Saul is die verwerpte, hy moet op die troon wees, maar hy het nie sy pad na daardie troon gedwing en afgeforceer deur Saul uit die pad uit te neem, nie, hy het die kans gehad om dit te doen. Maar hy toegelaat dat die donker wolke van God oor hom saampak en die moedeloosheid maar in sy siel intree, maar in daardie omstandighede hy na God geroep en gesê, my genadige God, my genadige God. Jy weet, liewe broer en suster, in Noag se tyd, na die sonvloed, het God mos vir hom 'n teken gegee van sy genade. En weet jy waar was die teken? Binne in die wolke, daardie as daar die donker wolke in u lewe is nie, waar gaan u gaan soek vir die teken van God se genade in u lewe? Ja, dis juist daar wanneer die donker wolke saampak, wanneer u kan opkyk en sê, maar dis omstandighede wat ek sien, dat u in daardie omstandighede die teken van God se genade kan sien in daardie wolke van u lewe. Neem dit dan vanmôre, dat dit u versterk in u geestelike lewe en weet dat dit 'n deel is van die vormende hand van God. En dat hy juis vir u wil vorm, omdat u nog nie geskik is, soos wat hy vir u wil hê nie. En nou lees ons, dit was ook die ervaring van die apostel Paulus. Ek lees in 2 Korintiërs 4, vers 7 en 8, hierdie woorde, of liewer vers 8 en 9. Hy sê, in alles word ons verdruk. Maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie, vervolg, maar nie verlate nie, neergewerp, maar nie vernietig nie. En as Dawid hierdie pad moes loop van vorming, en as Paulus hierdie pad moes loop van vorming, om te weet, dat onder die ergste omstandighede is ek nie deur God verlate nie, ja, vervolg, maar nie verlate nie, verdruk, maar nie terneergedruk nie, verleë, maar nie radeloos nie, vervolg, maar nie verlate nie, neergewerp, maar nie vernietig nie, kan Paulus en Dawid in die donker omstandighede weet, dis maar die vormende hand van God in my lewe,
Ek moet 'n man en 'n vrou word na die hart van God. Maar dit kos hierna nog 'n dal van beslissing vir hierdie mense. Daarom, liewe broer en suster, wil ons volgende Sondagmôre met u praat oor kinders van God in die dal van beslissing. Miskien het u klaar in die dal van beslissing gekom toe u gesê het, Here, ek wil 'n man en 'n vrou word na die hart van God. En ons het vir u gesê, daar is 'n pad van vorming wat kom. En nou as die vorming de hand van God oor u lewe kom en dit gaan gepaard met donker wolke, dan wil u terugduins en sê, nee Here, die pad is te swaar. Ek gaan maar liewer omswaai. Ek wil maar liewer nie meer die man en die vrou na die hart van God word nie. Ek sal met die kroon wat vir my wag en die troonprys gee. Ek los dit maar uit. Ek wil dit net makliker hê. Dan wil ek vir u sê, u gaan weer in 'n dal van beslissing kom. U sal weer moet kies, wil u voortgaan of nie. En daaroor praat ons volgende Sondagmôre met u. Mag die Here dan ook u hart daartoe voorberei. Maar weet vanmôre, ten spyte van die donker wolke in u lewe, die swaar omstandighede, God is besig om aan u kant te veg. God is besig om Saul, om Satan te oorwin. U kan net terugstaan as u gesindheid voor God en u hart voor God reg is. Mag die Here u genade gee om hom met u hele hart te soek. U kan u voorberei, volgende Sondag praat ons met u na aanleiding van 1 Samuel hoofstuk 20 vers 11 tot 42. Gaan lees dit, gaan bepeins dit en kom met 'n voorbereide hart. Amen. Kom ons dank. Ons wonderlike God, ons is so innig dankbaar dat u lewe en dat in die donker omstandighede juis ons die teken van Gods genade kan raak sien, ook in ons lewe. En daarom gaan ons nie moedeloos word nie, maar gaan ons vir u sê baie, baie dankie Here, vir swaar dinge, swaar tye wat oor ons kom. Baie dankie, dat u daarin vir ons vorm, en as ons dan, soos u woord sê, die toets deurstaan het, sal ons die kroon van die lewe ontvang. Baie dankie vir die vormende hand van God. Die eksamens gaan kom. En dan gaan die bepaling gemaak word, het ons geslaag of het ons nie geslaag nie. Daarom bid ons dat u elkeen van ons vir u rekening sal neem in die naam van Jesus. Amen.